shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, Forever I'll stand. nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to
Can we shout to the Lord in this house today? Hallelujah! Hallelujah, Lord, be to your name, Father. Worthy of the glory and of the honor and of all. Glory to Jesus. O dierbare God en hemelse Vader, ons nader u troon van genade as 'n gemeente, Here. O dierbare God, u ken ons harte, Here. U ken ons van persoon tot persoon wat by hierdie drempel oorgetree het, o dierbare God en hemelse Vader. Hemelse Vader, ons nader u, Here, omdat ons u nodig het, Here. As ons so terugkyk, o dierbare God, die pad wat u met ons gekom het, Here, dan kan ons nie anders as om u te loof en te prys nie. Ons loof u, Here, en ons prys u, Here. Ons kom nooi u in, o dierbare God, in u eie woning, o dierbare God, as die Vader van hierdie woning, Here. Ons kom, o dierbare God en hemelse Vader, met harte wat somber is, baie van ons, Here. O dierbare God, u ken elkeen se omstandighede by die woning, o dierbare God en hemelse Vader, maar ons weet, o dierbare God, ons hulp is van u af, o Heerse Vader. Kom dan, hemelse Vader, sien alles wat hier vandag gedoen sal word, o dierbare God en hemelse Vader, en ons weet, o hemelse Vader, dat ons kan op u vertrou. O dierbare God en hemelse Vader, sien elke persoon wat oor die drempel gekom het vanoggend, hemelse Vader. O dierbare God en hemelse Vader, hier is die musikante, o dierbare God en hemelse Vader. O daar is die worship team, o dierbare God en hemelse Vader. Ons het u nodig, hemelse Vader, om ons te lei, hemelse Vader. Ons kom sê dankie, o dierbare God en hemelse Vader, vir hulle bereidwilligheid, o dierbare God en hemelse Vader, om hulle talente, o dierbare God en hemelse terug te ploeg in die akker, o hemelse Vader, om daardeur, o dierbare God, ons te lei in sang en o dierbare Vader. Kom dan, hemelse Vader, gaan met ons deur hierdie dag, Here, soos u dit alleen kan doen. O dierbare God en hemelse Vader, u is bekend met elke persoon, o dierbare God en hemelse Vader. U is bekend met elke omstandighede, o dierbare God en hemelse Vader. Daar is name genoem waarvan ons bewus is, Here, en families van ons, o dierbare God, wat siek is, Here. Hy by die huis, o dierbare God en hemelse Vader, maar in die hospitaal o dierbare God en hemelse Vader. Baie ken ons nie by name nie, Here, maar u ken almal, hemelse Vader. Ewen name wat nie genoem is, Here, u is bekend met almal, Here. Daarom, hemelse Vader, kom ons nader ons u troon, Here, en ons wil u vra, Here, dat u, o hemelse Vader, die werk vir ons 'n mooi werk doen, Here. O dierbare God en hemelse Vader, ons weet, o dierbare God en hemelse Vader, wat ons vir u vra, o hemelse Vader, dit sal u vir ons gee, hemelse Vader. Daarom gaan ons, hemelse Vader, deur hierdie dag, Here, met daai blye versekering, hemelse Vader, dat alles is in die hande, hemelse Vader. O dierbare God en hemelse Vader, waar mense in die hospitale lê, Here, gebruik die dokters as 'n gereedskap in u hand, o hemelse Vader, want u is die groot geneesheer. Hemelse Vader, seën dan hierdie diens verder, Here, ook die woord, o dierbare God en hemelse Vader, die seën wat die uitgekies het, o dierbare God en hemelse Vader, om vir ons 'n boodskap te gee vir die dag, hemelse Vader. Ons weet die boodskap wat hy vir ons sal oorlewer, o dierbare God en hemelse Vader, dit is uit u hand, Here. Gaan dan met ons verder, Here, seën alles wat gedoen sal word in die naam van Jesus. En ons loof, Here, en ons prys u daarvoor. Amen. Praise the Lord. Amen. Ons mag ons sitplekke aanneem vir so klein wyle. Dan wil ek die geleentheid vat om ons bishop en die first lady te groet vanoggend in hulle afwesigheid. Ons vertrou dat die Here besig is om bishop te herstel vinnig. Dan wil ek kerkraad, ouderlinge, elke broer en suster, besoekers, ons kykers aanlyn, wil ek gegroet vanoggend in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Terwyl ons 'n jong dame op pad is wie ons gaan. Ja. Good morning, everyone. I greet Bishop, First Lady in the absence, Church Council, each and every one in the wonderful name of our Lord and Savior. This morning, do we have any visitors this morning? Firstly, I want to start by welcoming you to the Macedonian Church.
This morning I have a small scripture out of Ephesians 2, verse 19. And now therefore you are no more strangers or foreigners, but fellow citizens with the saints of the household of God. My prayer is that you will enjoy the service, take that which is put forth for you, and enjoy the service. Do we have any birthdays or anniversaries? First, I want to start by saying happy birthday. Happy birthday. My scripture today for you comes out of Matthew 6, verse 33. Instead, desire first and foremost God's kingdom and God's righteousness, and all these things will be given unto you. I wish you a blessed birthday. I hope you enjoy your day and have a blessed service further. Praise God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. God bless you today. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Hip hip. Praise the Lord. Amen. Ons staan en dan maak ons die Here se naam lekker groot in hierdie plek. Maak my toe onder die bloed, maak my toe onder die bloed, maak my toe, Here, maak my toe onder die bloed, maak my toe. Onder die bloed, maak my toe. Onder die bloed, maak my toe, Here, maak my toe, maak my toe. Maak my toe, Here. Onder die bloed, maak my toe. Onder die bloed, maak my toe, Here, maak my toe, Maak my toe, maak my toe, Here. onder die bloed, maak my toe. Onder die bloed, maak my toe, Here, maak my toe, Maak my toe, sê Jesus kom. Hy leef vir my hier naby. Hy maak my vry. Here staan ek leef vir my. Jesus kom en leef in my. Hy leef vir my hier naby. Hy maak my vry. Here staan ek leef Jesus kom en leef in my. Hy leef vir my hier naby. Hy maak my vry. Here staan ek Maak my toe, Here. onder die bloed, maak my toe. Onder die bloed, maak my toe, Here, maak my toe, maak my toe. Maak my toe, Here. Onder die bloed, Maak my toe, maak my toe, Here. maak my toe, Here, maak my toe. Maak my toe, Jesus kom en leef. Hy leef vir my hier naby. Hy maak my vry. Here staan ek vir As by Jesus kom en leef in my. Hy leef vir my hier naby. Hy maak my vry. Here staan ek vir As by hy leef in my. Hallelujah. Hallelujah. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives,
Oh, fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future. And life is worth the living just because He learned. Because He learned, I can face tomorrow. Because He learned, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future. And life is worth the living just because He lived. Because He lived, I can face tomorrow. Because He lived, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future. And life is worth the loving just because omdat Hij lief is. zie ik kijk naar voren, omdat Hij leeft. Alle vreugde is weg, omdat Hij leeft. Ja, Hij leeft. Hij houdt die toekomst. Die hebben ons, die moet er weg, omdat Hij leeft. omdat Hij lief is. Zie ik kijk naar morgen. Omdat die er leeft. Halleluja. Omdat Hij leeft. Ja, Hij leeft. Hij houdt die toekomst. Die hebben ons. Die moet er weg, omdat Hij leeft. Omdat Hij lief Omdat Hij leeft. Hey, zie ik kijk naar morgen, omdat Hij leeft. Alle vreugde is weg, omdat Hij leeft. Ja, Hij leeft. Hij houdt die toekomst. Die leven ons, die moet er weg, omdat Hij leeft. Die leven ons, die moet er weg, omdat Hij leeft. Die moet er weg, omdat die leven ons, die moet er weg, omdat die moet er weg, omdat Hallelujah. Praise the Lord. Sy genade, sy genade, sy genade is genoeg. Sy genade, sy genade, sy genade is genoeg. Sy genade, sy genade, sy genade.
Rein gewas, deur Jesus bloed, vry gespreek van al my skuld, nu uit myself, sodat ek mag roem nie, dis sy genade, groot genade, groot genade, dis sy genade, halleluja, halleluja, dit bereik die grootste sondaar, groot genade, sy genade, aan die kruis, oor die bekruis, was ons heiland vastgenaamd, om sy liefde te bewys, dis onverdiende genade, groot, groot genade, dis sy genade, halleluja, halleluja, dit bereik die grootste sondaar, groot genade, groot genade, groot genade, dis sy genade, halleluja, halleluja, dit bereik die grootste sondaar, groot genade, sy genade. Hallelujah! Praise the Lord for grace that saves a wretched soul like you and me. Hallelujah! 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 Ya no keneko wie my ziel graag ontmoet. Jesus hier, wat ek verlang en hy red my deur sy. Halleluja, halleluja, no wie my ziel, o ja, my ziel graag ontmoet. Jesus hier, wat ek verlang en hy red my deur sy. Halleluja, wie my ziel graag ontmoet. Jesus hier, waar ek verlang en hy red my deur sy bloed. Halleluja, halleluja, no ken ek wie my ziel graag ontmoet. Jesus hier, waar
Jesus here. Jesus hier. Wat Yes, Jesus. Jesus here. Wat Jesus here. Wat my dear Hallelujah. 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 Bless your name. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the scars, Lord. Thank you for the nails that wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up,
Hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Just declare in this house today. Worthy is the Lamb. From the rise of the sun to the dawn of the sea. From when we got up this morning until we go to bed, Lamb of God. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Lord. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You, Lord, worthy of it all. You're worthy of it all. You, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, Lord, of it all. You're worthy, Lord, of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. So you deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. So you deserve the glory, Lord. You deserve the glory. 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 You deserve the glory, Lord. You deserve the glory. Say you deserve the honor. You deserve the honor. Say you deserve the praise, Lord God. You deserve the praise, Lord. Say you deserve the praise, Lord. You deserve the Hallelujah. praise, Lord, you deserve the praise, Lord. You deserve the praise. From the rise of the sun until the going down, you deserve the praise. You deserve the praise. You deserve the praise, Lord. You deserve the praise, Lord. Hallelujah. You are worthy, O God, of the glory and of the honor, the praise and the majesty, O God. Exaltation, homage and awe, wonder, splendor and majesty, O God. Be due to your name. You deserve the praise, Lord. You deserve the praise, Lord. You deserve the praise, Lord. You, Lord, deserve the praise, Lord. You deserve the praise, Lord. You deserve the praise. You deserve the praise, Lord. Now can we
we shout unto the Lord with the voice of triumph in the house? Hallelujah! Shout unto God with a voice of triumph. Lift up your hands, so you gates, and give praise to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah, Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah. 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 The elders and the angels bow down and they say, worthy, worthy, worthy is the Lord God Almighty. Hallelujah. The prophet in his vision, he said, holy, holy is the Lord God Almighty. And every day when you and I experience the grace and the mercy and the life that he gave unto us, we can see his kindness which he have left behind, so that we might be able to experience it to the glory of his wonderful name. So if I have one person with me, can we just give the King of Kings? Can we just give the Lord of Lords? Can we just give the Alpha and the Omega? Can we just give the Rock of all ages? Can we give the bright morning star? Can we give the sweet rose of Sharon? The one who is high? Hallelujah! You deserve the glory, Lord! Zaligmaker, Here is U! Wonderbaar Raadsman! Ewige Vader! Halleluja. Vader, nou kom ons in die naam van die Seun Jesus Christus. Here, ons kom sê dankie. Dankie vir nog 'n geleentheid, Hemelse Vader, wat U aan ons gee om te kan kom, Hemelse God, en te kan instort finansiëel, Here, om die koninkryk te kan bou, Hemelse Heiland. Vader van genade, ons kom en so dankie, Here, vir krag, vir wysheid, vir kennis, vir insig, Hemelse Vader. Gesondheid, Here, wat U deur ons gegee het in hierdie week, Here, wat verbygegaan het, Here, om te kan doen dit wat U deur ons gegee het, Here, om te kan doen, om te kan verdien, o Here. Nou kom ons en wil bid, o Here, in die naam van Jesus, dat ons ons brood, Here, sal kom werp op die waters, o Hemelse Vader. Dat ons sal kom instort, Hemelse Vader, ter uitbreiding
van die se koninkryk, Hemelse Meester. In die bede van my hart is, Here, dat U die Here, hulle Hemelse God, wie toevertrou is, Here, om te moet werk, Here, daarmee wil ek bid, dat U die Here, die inspirasie sal wees, Here, deur die Heilige Gees in hulle harte, Hemelse Vader, sodat hulle dit sal bestee, Hemelse Vader, presies daar waar U die Here dit nodig het om gebestee te word in die naam van Jesus. Kom, Here, en gedink, o God, aan ons, hier onder ons, Hemelse Vader, wie in hierdie oomblik, Hemelse Vader, nie die voorreg het om te kan verdien, Hemelse Meester. Ons wil bid in die naam van Jesus Christus, Here, dat U, o Here, wie die eienaar is van die wêreld en die volheid hiervan, Here, U, o God, wie die hart van die koning stil, o Hemelse Vader, wil ek bid dat U die Here die werk sal doen, Hemelse Vader, in die agtergrond, Here, en dat ons geloof, Hemelse Vader, in aksie sal sit daar waar nodig is, Hemelse Vader, en te sal gaan en klop, Hemelse Vader, met die geloof dat daar vir ons sal oopgemaak word, Hemelse Vader, sal vra, o Here, in die naam van Jesus, en God sal glo dat ons die antwoord sal kry, Hemelse Vader, in Jesus naam. Kom, Here, en word U verheerlik, ewen in dit wat ons sal gee, omdat ek dit vra in Jesus se naam, met baie danksegging en met eer. Amen en amen. Praise God. Ons die diakens kan omkom en dan gaan ons 'n koor sing en dan gaan ons die tiendes en die offerandes opneem. Praise God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. The splendor of the King, glory and majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. We tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Oh, 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 oh. How great is our God. Oh, 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 how great is our God. Oh, 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 how great is our God. Hallelujah. Praise the Lord. Ons mag onze sitplekke aanneem. Hallelujah.
Halleluja. Praise God. Ja, ek dink ons gaan nie eerder verder ophou hier nie. Ons gaan Benji, Dion Isaacs, die ons vanoggend gaan bedien met die woord van die Here. Kom ons gee die man van die Here 'n handklap terwyl ons hom ook verwelkom vanoggend na die platform toe. Halleluja. Praise God. Halleluja. Kon ons op onze bene staan en sing ons heilig. Halleluja. Rababo shenderelele. Isn't it good to know the Lord? Kom, ek wil net eens met het sing tot eer aan die Here. Isn't it good to... Halleluja. Oh yes. To know that He's always there for us. Isn't it good To know the Lord. Isn't it good to know the Lord? Yes, to know my God. Isn't it good to praise His name? Oh, isn't it good to know that He's always there for us? Isn't it good to know the Lord? Oh yes, hallelujah. Isn't it good to know the Lord? Isn't it good to praise His name? Oh yeah. Isn't it good to know That He's always there for us. Isn't it good To know the Lord. Come on, let's make a declaration. Hallelujah. Will I know Him to be What He is for me. my help in time of need? Oh yes. And I know Him to be My true the liberty. one that leadeth me. Rokondele boshorola And I kendele landa. know Him to be Oh yes. my deliverer. Oh Lord, it's only in you. that I can trust? Oh, And I will I will never, Lord, never walk alone, 'cause He's always there. Oh yes. Isn't it good? I want you to declare it this day. Ek wil hê jy moet dit verklaar wie is die Here. Hy is goed in my lewe. Hy is goed wanneer dit goed gaan. Hy is goed wanneer dit sleg gaan. Hy is die een wat so goed en deernis tot in die ewigheid hou. That is always there for us Ek wil net hê jy moet jouself so oorgee. Halleluja. to know the Lord. I want you to sing it out of your heart this afternoon, this morning. Oh yes. You know there's so many things we want from God, but we never give back to Him. We never tell Him what He really is. To know That He's always there for me. Even though I disappoint Him sometime. Even though I go astray sometime, He's always there. Oh yes, I just want us this moment to go into a place where we can show gratitude, where we can give thanks, where we can make hallelujah, a voice, hallelujah, a joyful noise unto the Lord, where we can say, Lord, it's only by your grace, it's only by your mercy. I don't deserve it, but that is who you are. Lord, there is so many things, hallelujah,
Hallelujah. My heart, it is so full of hallelujah, of desires. But you want me to know you. Hallelujah. I just want us to show gratitude. I just want us to say thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Oh, you say thank you, Lord, thank you, Lord, thank you for this day. Thank you for my health, Lord. Thank you for showing love unto me. Thank you for family, Lord. Thank you for friends, Lord. Thank you that I am accepted. Hallelujah. I just want you to say thank you. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Oh, thank you, Savior. Oh, Robanda la Boshiende. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Savior. Let's keep on standing. Let's keep on standing. Let's keep on standing. I just want you to soak yourself in this presence. I want you to soak yourself in this moment. Here, ons kom na U toe in die naam van Jesus, Here. Here, ons verdien dit nie, want U woord verklaar, U genade is genoeg. U sê U krag word in my swakheid volbring. Here, U sê wanneer ek swak is, dan is ek sterk, my Here. Here Jesus, in hierdie oggend kan ek net, Here, my wend tot U die Here. Ek kan net my hart uitgiet tot U die Here, want U die Here ken my, Here. U sê U het my geken nog toe in die skoot van my moeder was, en U het my geordein, Here, en U, Here, het my geroep vir 'n tyd soos die, Here. Here, en in hierdie, Here, oggendure, my God, Here, wil ons verklaar, Here, soos die manne van ouds. Here, ons gaan U nie laat gaan nie, as U ons nie seën nie. Here, want dit is net die seën van die Here wat my ryk maak. Here, dit is nie silwer en goud nie, but it is the blessing of the Most High that make us rich, and it add no sorrow. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Lord, I pray that you must take minds captive this moment. I want you to bring them under the obedience of Christ, Lord. Father, I pray that every spirit that does not belong here, that it must be put under our foot souls, Lord. We put Satan and all his agents under our foot, Lord. We place this place under the blood. And I pray, Lord, that you must hold somebody's breakthrough in your hand, so that he can know that you have, hallelujah, something in store for him, something great, something marvelous, something majestic. Hallelujah. I pray you must hold it, Lord. You must hold it, Lord. You must hold it. I pray, Lord, that you must come and bless the service further now, because your, hallelujah, your presence is already in our midst. And I pray, Lord, hallelujah, that our hearts must be on fire when we leave this place in Jesus' name. Thank you, Lord. Come and bless us in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Kuraba Shende. Jesus. Hallelujah. Ek dink ek wil ordentlik wees. Sometimes dan kan ek onordentlik is. Hallelujah. Ek wil die kabinet van die Here begroet. Ek wil ons ondervisie. Ek wil die ouderlinge, die diakens. Ek wil ons evangeliste wat die is, vriende van my, evangelist Etienne, wees begroet man van die Here. Ek wil die congregation van die Here begroet. Kyk man, as 'n mens so kyk en dan moet jy vir jouself sê, I am fearfully and wonderfully made. I just want you to say to someone one next door to you on your right and on your left side that I am. Moenie bang is om dit te sê nie man, ek gaan jou nie kom roep nie. Hallelujah. Say I am fearfully and wonderfully made. And my soul knows it very well. Hallelujah. Here ons prys U. Kyk, ek gaan my net so klein bietjie gedrama en dieselfde tyd gaan ek stout ook is, because kyk, ons lewe in 'n tyd van radikaalheid. We live in a time of radicalness. And you know, sometimes we want to be ordinary and modern, hallelujah, believers, but we don't know that this world outside are radical. Die wêreld is radikaal.
Hy gaan nie compromise as sê jy wil hallelujah attack nie. En sometimes en dan is ons so cautious, ons is so versigtig soos 'n slang, maar dan wil ons nie opreg word soos 'n duif nie. Prys die Here, hallelujah. Ek hoop ek het op iemand se tone getrap. Prys die Here, hallelujah. Kyk, ek was seker ek weet die bishop like my unexpected opdrag gee. Ek was dierbaar as ek maak nou nie 'n grapie nie. Ek was by donderdag gevra. Leier, kan jy nie vir my instaan nie? Ek wil hê jy moet vir my so instaan, woord bedien. En kyk, 'n mens gaan nooit gemaklik voel as jy hier staan nie. Jy gaan nooit gemaklik voel in die teenwoordigheid van die Here nie, because daar is 'n oordeel waar gaan 'n tyd kom waar jou werke gaan op die weegskaal gesit word. En as jy nie reg is nie, as jy issues het hier binne in jou, then you are in trouble. As jy issues binne in jou het, dan is jy in moeilikheid. So ons kan nie afford om katterig te wees nie. Ons kan nie afford om nog met baggages te loop nie, because the deliverance is in front of us. Ek gaan 'n welbekende skrifgedeelte lees. Dit is in Romeine 1 vers 16. Die as 2 skrifte in die Bybel wat vir my baie close is, maar die een wil ek aanhaal, because die een loop met my testimony hoe ek tot inkeer gekom het. But God did not say I must give my testimony today about where I come from and why I am here today. That is for another day. But this scripture, hallelujah, is talking about the message that was been given to me. Die boodskap praat van die boodskap wat die Here my gegee het vir die oomblik. Dit is in Romeine 1 vers 16. Kyk, ek is 'n een omdat ek hier lekker kan sien EJ. Nou moet ek maar nou elke ding memorize en dit maar hierso capture en dit hier wegbere. So as die vyand kom dan kan ek ook sê ja, die skrif sê. Halleluja, prys die naam van die Here. Maar dan kan ek ook sê die skrif sê so, leier. Dit sê as jy dit saam met my kan lees. Dit sê want ek beskaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag tot redding vir die wie glo. Ek gaan net daar opbou. I'm not ashamed of the gospel, because it's the power of God to save those who believe. Weet, ek wil net so 'n introduction gee terwyl ek gaan, maar voor ek die introduction gee, wil ek net 'n tema gee. Die tema wat ek wil gee is the power of salvation. Die krag van verlossing. Sometimes dan ag jy jou verlossing so gering, dan weet jy nie wat dit God gekos het om jou te bring tot op die plek nie. And sometimes you become comfortable because you have now a taste of the future things, and now you think, no, I don't need anything anymore. But I want to tell someone you are mistaken. Jy maak 'n fout as jy gerus raak aan jou bekering, aan jou verlossing, aan jou redding, because die Bybel sê ek is duur gekoop deur die kosbare bloed van Christus. Ek wil net 'n paar pillars neersit. Dit laat my terugdink, my oorle auntie haar seun sit hier, so ek het hom ge-invite, Relton. Homa sê eintlik vir ons, vir my en my vrou, sy vertel 'n storie aan ons. Sy sê jare terug, hier in die 60er en in die 70er jare, toe hulle die evangelie verkondig het, was daar nou nie sound speakers, loudspeakers, waar hulle open air mee kos gestaan het nie. Nou staan hulle vroeg die oggend op. Hulle staan nie van 4:30, 4:30 op. En dan, wat gebeur? En dan begin 'n paar manne of gelowiges vooruit te loop in die straat met 'n zinkplaat. En dan sleep hulle die zinkplate in die straat af, halleluja, terwyl die ander agterna kom. Kyk, jy imagine, jy slaap op jou lekkerste hier af 4:00. Hier sleep iemand 'n zinkplaat in die teer, en die plaat, wie is die wat so geraas? Jy is so kwaad, die skrik sommer kwaad wakker. Jou dag is sommer gespoel. En net wanneer jy nou dink jy is kwaad, die kom die woord van die Here. Die koninkryk van die Here het naby gekom en almal moet hulle bekeer.
En nou sê sy van my die woorde, sy sê, Dion, daai was geseënde tye vir ons, daai tye. Sy sê, daai was tye wat ons kenwaarlik gesê het, dat ons was radikaal uitgegee vir die evangelie. Ons het nie omgegee of daar nou speakers is, of daar nou 'n sound system is nie, solank die opdrag uitgedra word. Nou kyk, as ek hier wil net terugvat in ons tyd. Halleluja. Sy so baie stories vertel, ek dink ek moet die en ek like a joyful spirit dit man. Ek wil iets hê, ek wil die Here lag dien man. Ek wil hom in blydskap wil kom dien, want die Bybel sê die blydskap van die Here is my beskutting man. Oral waar ek gaan, dan wil ek 'n smile het op my gesig. Ek wil 'n refresh voel, because it is the joy that gives me strength. It is the joy that comes in the morning. As my bitterheid wat in die oggende kom, as die blydskap wat in die oggende kom. Sy vertel 'n storie aan my en ek en Lucy en nou sê sy halleluja. Daar was 'n ou vrou gewees in daai tye. En die ou vrou is nou 'n weduwee, maar die ou vrou is nog sterk ou die ou vrou is nog sterk. Die ou vrou kan nog 'n marathon hardloop. En die ou vrou as nou so van die inkunsies van die manne wat nou so lyk om kuier by haar, want hulle weet sy is mos nou 'n alleenloper. En nou wat doen sy? En dan invite sy hulle, die manne, saam na die bidtier toe. En nou kyk ek het nou Dinsdag aand ou en toe sing ek weer een van die tamboeryne. Dink ek, hey Here, dankie, is weer die tamboerijnsaak. En nou is dit wat sy vir haar 'n tamboerijn gemaak het, hy doppies uit. En sy's bidtier toe en sy nou die mister nou saam bidtier toe. En toe sy nou in die bidtier kom en die diens begin, kyk, hy het die Pinkster was Pinkster gewees. Die salwing loop soos water van die mure af. En kyk, en nou begin die mamma te koordans al hier rondom die papa. En sy begin net die Here te loof en te juig. En sy verloor haarself soos 'n Dawid van oudse. Sy vergeer van wat rondom haar aangaan. Sy gee net lof van die Here. Sometimes jou make-up moet gespoil word, because in die teenwoordigheid van die Here kan dit dieselfde vir jou wees nie. As jy kom en jou make-up is nog steeds dieselfde, dan moet ek sê, jy het 'n probleem. There is a problem with you. You are modernized. You are indoctrinated. Jy is halleluja. Jy is deel van 'n stelsel wat glamorous wil voorkom, maar die evangelie is nie glamorous nie. Die evangelie is nie glamorous nie. Die Bybel sê die evangelie is krag tot redding. It's power. You talk about power, divine power, majestic power. En sy sê halleluja, en die ou man, wat sê nou geen weide te sy week uit, dan die ou man verdwyn. Die ou man het verdwyn, pille gedrink, die leier. Die ou man, sy weet nie waar sy nie. Pynpille kon nie eens help by hy ou man nie. Want hy sommer die pille wat verdwyn het die gedrink ry. Hy het net weggeraak hier onder die skare. Want hy het gedink, nee, ek kan nooit kyk, hy jare was mos nou hy stofvloere man, en hy beesmisvloere. Nou imagine iemand koor dan jy rondom, jy is so asfal, jy het jou beste kleed aangetrek vir die visitation. Maar nou, lyk jy dan nou asfal, so jy stof jou asfal maak. Dierbaar soos ek sê, ek is maar nou net van hy. Ek hou af van, jy moet met blydskap die Here dien. Jy kan nie die Here dien asof jy iets ingesluk het wat jou bitter laat maak. Ons het nie alwyn ingesluk, man. Kyk, alwyn by die huis, gister sê Suster Lucy, eet 'n bietjie die moringa. Nou vra die een oom, moet ek die goed te kou of moet ek dit sluk? En hy sê sy, nee, it doesn't matter, jy kan hom kou of jy kan hom sluk. En nou die moringa, hy kom soet voor, hy proe soos 'n peanut. Maar once jy hom nou klaar gekou, dan kom hy bitterheid kwaai deur. Ja, jy weet nou nie my water, nou wat so lelik maak, hy's bitter en hy maak jou mond droog. Jy kan maar water drink, leier. Jy gaan 'n jug water drink, want jou mond is krip droog. En weet en, so het hy ou vrou die Here gedien, tot daar wat die Here haar kom haal het. En weet vanmiddag of vanoggend wil ek net met iemand praat oor die krag van verlossing. Ek wil praat oor die krag van verlossing. Maar voor ek wil praat oor die krag van verlossing of in dit gaan in die woord, wil ek net iets bysit by my tema. Ek moes gesê is the power of salvation.
Maar nou wil ek net die jong mense bietjie entertain om vir julle te wys, ek kom ook van die tyd af van julle nou en is. Ek wil daar so bysit, #2026. Ek wil bysit daar, #2026. Nou kyk, ek is baie lief vir die Hebrew letters, vir die Hebrew numbers. En die wat my nou al ken sal weet, ek is lief om dit aantal numbers, die Hebrew numbers, because daar is 'n kode wat in die Hebrew language is, wat gelink is met nommers. En as jy nie die kode verstaan nie, en dan gaan jy confused terwyl jy die Here dien, en dan gaan jy nie die verborgenhede van God verstaan nie, en dan gaan jy ook die openbarings verstaan nie, because jy kom net addisioneel aan, jy hardloop in 'n plus, jy hardloop nie in 'n vermenigvuldiging nie. You are not multiplication wise. Jy moet vermenigvuldiging, sodat die Here kan by die 2 nog 2 voeg, en dat hy 2 nog 4 kan raak. Dit is hoe God wil hê ek moet operate. In the multiplication realm. En weet jy, en ek kom toe af, wat beteken die woord 2026 in die Hebrew numbers? 26 means Yahweh. Dit beteken Yahweh. Ek wil hê julle moet mooi hoor en luister hoe ek dit spreek. Yahweh. My tong raak nie aan my verhemelte nie. Ek spreek, ek gaan in my breath om dit te pronounce. Nou die woord Yahweh beteken God. Dit beteken die Here. Dit beteken asemhaling. So ek skuld God my asemhaling. En omdat 26 gelink is aan asemhaling, sê dit die is 'n jaar van verlossing, die is 'n jaar van veranderinge. Where you must be converted, you must rush yourself, you moet hurry om na die Here toe te gaan, because you want to be converted. Jy wil verander word. En 26 is 'n spesiale jaar, because it is the power of salvation for those who believe. It's the power of salvation for those who believe. Ek moet hardloop deur die skrif, halleluja. Because die Here het 'n paar dinge vir my aangehaal, en soos ek aangehaal het, dierbare Here, help ons. Ons is aan die kante mos waar ons nie meer kan so gevaarlik sien nie, en want die vyande dink so, nee, ek gaan jou wys jy. Jy dink jy wil baie praat, ek gaan vir jou wys wie's ek. Ek wil net 'n skrif met julle meedeel, dit is in, ek gaan net so 4 skrifte deel, net om die runway vir julle reg te stel wat ek oor wil praat. Dit is in Genesis 8. Genesis 8, versie 11. Genesis 8, versie 11. Dit lees as volg: teen die aand het die duif na hom toe teruggekom, nogal met 'n vars geplukte olyfblaar in sy bek. Toe het Noag geweet dat die water op die aarde opgedroog het. Julle gaan wonder, waar kom die skrif? Kyk, die skrif praat van die Heilige Gees. Die duif symboliseer die Heilige Gees, en omdat God die aarde met water oorval het, het hy gesê, ek gaan dit nie weer doen nie, maar intoe is daar 'n hoop wat deurkom, namely the Holy Spirit, because Jesus said, I will not leave you as orphans, but I will send my comforter, I will send the Holy Spirit to guide you in the truth. Om jou te lei in die waarheid in. En sometimes dan is ons so gerus, ons weet nie, ons het al die weapons om die enemy te kan attack nie. You have the Holy Spirit with you. The dove symbolized the Holy Spirit in the time of Noah. Die duif het die Heilige Gees geverteenwoordig, en die gedeelte gaan oor nadat God 26 keer aan Noag verskyn het. En toe is dit wat die gedeelte tot hom kom, waar hy die duif vir die tweede en die derde keer uitstuur, en die duif vir die tweede keer met 'n olyftakkie in sy mond kom, en toe raak hy bewus, die water, die storm het gesak, because the Holy Spirit have come. Ek wil nog 'n bietjie verder gaan, prys die Here, halleluja, dankie. Die woord van die Here, kom ons gaan na Genesis 13 vers 14 toe.
Ek gaan dit lees, halleluja. Nadat Lot van Abraham af weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk tog rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Die gedeelte praat van die groot opdrag. Ek en u het nie net tot inkeer gekom, omdat ons gemakkelijk moet raak nie. Ons het tot inkeer gekom vir die opdrag van die Here. Die Bybel sê daar is 'n uitroepkreet. Die Bybel sê dat die wêreld is in die moras van sonde. Sometimes gee God jou al die equipments om uit te gaan, en nou swag jy en kyk jy nog. Wanneer gaan God nog iets bygee? You have already all the equipments. Jy het al klaar al die apparate, alles wat jy nodig het om die opdrag uit te dra. Die Here sê, Abraham moenie mismoedig raak nie, man. Die konflik wat tussen jou en Job se slawe plaasgevind het, ek het 'n groter opdrag op jou. Hy sê, kyk na die noorde, kyk na die suide, kyk na die ooste, kyk na die weste. Hy sê, oral waar jy kan na kyk, daai gaan ek aan jou gee en aan jou nageslagte. Die opdrag is groot hier buite, dierbares. Maar die arbeiders is min. Of moet ek sê hulle is lui? Here help ons. Moet ek sê hulle is lui of moet ek sê hulle is min? Julle moet my maar help in hy saakie, maar hy is iets wat ek myself moet vra. Here, as ek lei, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie eintjies vou, en daar kom my armoede. Because I'm not sowing just for myself, I'm sowing for the future generation. I think I have talked about that here in this church, that there is a future generation that you must make an investment for. My oupa het geïnvest in my geestelike lewe. Dis hoekom ek hier staan vandag. Dis hoekom ek die opdrag moet uitdra. But now I must make an investment for my children's children. And for those who must come. Kyk na die noorde, kyk na die suide. Die opdrag is groot. Die opdrag is groot. So God wil hê, ons moet nie in 'n gemaksone ingaan nie. He want us to go out. En nou gaan ons na die derde een toe, halleluja. Dit is prys die naam van die Here. Dit is in Deuteronomium 34, vers 39. Die woord van die Here lees hier. Hy sê, Joshua seun van Nun het oor wysheid beskik, want Moses het sy hande op Joshua gelê. Die Israeliete het hom gehoorsaam en hulle het goed gedoen. Hulle het goed gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Yeah, we are talking about wisdom. You cannot go out and you don't have wisdom. You don't have understanding. Jy weet, sometimes dan sukkel ons, because dan weet ons nie om te praat nie, met mekaar nie, en dan gee ons afkrakende woorde, maar die Bybel sê, die kennis maak opgeblaase, maar die liefde bou op. I rather choose love than to be wise or to have knowledge. Ek wil iemand seermaak, ja, as 'n lied wat hulle gesing het jare terug. I'm not gonna harm you with the words of my mouth. So jy die wysheid gekry vir die evangelie. Jy die wysheid gekry wat jy moet doen, wat jy moet sê. Because die opdrag is groot op ons lewe. En God het jou reeds daai equipment gegee om uit te kan gaan. Ek gaan die laaste gedeelte aanhaal, want ek wil net 'n paar goede nog by aanhaal. Dit is in halleluja. Dit is in 1 Samuel hoofstuk 17. Prys die naam van die Here. Oh, halleluja. Dit is in 39. Hey, Brenda, nie sien? Moenie worry nie, ons bid dat die Here ons nie weer so intoe vat nie. En die woord van die Here leer hierso. Hy sê, en Dawid het Saul se swaard oor sy uitrusting vasgegord, maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippe
spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagters goed in sy slingersak gesit en met sy belangrike halleluja en met sy slingervel het hy die hand halleluja Here help ons dierbares moenie worry nie listen carefully halleluja het van hand het hy sy op die Filistyne geloop. Nou jy gaan wonder waar kom die gedeelte van Dawid in? Die gedeelte, die 5 klippe in Engels dit praat van genade. It talks about grace. God have bestowed his grace unto us. You know, we are going into a time where we are going and celebrate the death of Christ. Die genade wat aan ons toe vertrou is. Kyk, God het ons met oorvloed van genade, het hy ons kom seën. So jy het nie 'n verskoning nie man. Jy het geen rede om nie die opdrag uit te dra nie, because jy moet barmhartigheid gaan bewys. Kyk, ons kom ons nie moet 'n kierie nie man. Ons kom nie met 'n swaard nie. Ons kom met die woord van die Here. Ons kom met 'n boodskap van hoop vir 'n wêreld wat verlore gaan. En sometimes dan dink ons die evangelie as maar nou net vir ons om te sê no, I'm just gonna go, I'm saved. You are saved. You are saved, but you are here on earth busy building a mansion for yourself. Jy is hier by aarde besig om 'n huis vir jou te bou. Hoe meer mense jy na die Here toe trek, hoe groter is jou mansion. En dis hoekom die Bybel sê hy wie siele wen is wys. Because as die siele wat jy hier in ons gaan bepaal hoe groot jou mense is, hoe groot die skare wat kan sê ja, die mense het deur jou boodskap, het deur jou geloof, het hulle tot inkeer gekom. So die ding is baie ernstig. Die krag van verlossing. The power of salvation. We cannot be comfortable when we are being converted. Ons kan nie gemaklik is wanneer ons tot inkeer kom nie. Ons moet weet, ons het 'n opdrag op ons lewens. God het ons geroep vir 'n tyd soos die. Jy het al die equipment by jou. Jy het die Heilige Gees hier aan jou kant. Jy het die hele wêreld voor jou, die groot opdrag voor jou. Jy het wysheid aan jou kant. En jy het die swaard van die Gees. En die genade van die Here het jy aan jou kant. Solank God se genade met jou is, die Bybel sê geen wapen wat opgeslaan word teen jou sal uitgevoer word. En hy sê en selfs elke tong wat in opstand kom teen jou sal veroordeel word. So yeah, we are not playing games. Die bediening van ons moet 2 services het. When everyone go out, when everyone is busy doing the Great Commission, then this church must not even have enough place. It must overflow. But now we become comfortable because everyone is looking for a place. Weet toe die Here met die boodskap gee en toe sê ek, Here, is die woord vir ons kerk? Is die woord vir my? Because ek praat van myself. Die opdrag is gelê op my lewe. Ek het aangehaal my oorle aan te julle. Hulle het in die vroeë oggende sonder musiek, sonder loudspeakers, het hulle met 'n singplaat in die straat af die mense getrek. Of hulle kwaad gemaak dat die boodskap kom agterna. Die blye boodskap van verlossing, die blye boodskap van bekering kom agterna. En mense was aangeraak, mense was verander. In my area waar ek bly, people must know who I am. Hulle moet weet wie is ek. Ek is 'n man van die Here. Ek is iemand wat God vrees. Ek is in die wêreld, maar ek is nie deel van die wêreld nie. And sometimes you cannot be comfortable where you find yourself. You cannot be puffed up. You must know you are cloaked with grace. You are cloaked with wisdom. You are cloaked with the Great Commission.
You are clothed with the Holy Spirit. And God wants us to take that mind to mind. Ons moet dit in gedagte neem. Onze musicians moet al so mal is, waar hulle kan sê, oh, ons doen 'n bietjie iets different, man. Kom ons change 'n bietjie die spices van hoe dinge ordinary gedoen word. Kom ons speel 'n bietjie musiek hier op die hoeke van die strate en ons sing en ons draw die crowd en dan word die woord uitgesaai. Of dit nou deur musiek is of dit nou deur 'n boodskap is, maar mense moet kan bewus word that Jesus is the lover of my soul. We do have everything. We are theologians here in this church. There's nothing that we can tell you that you not already know about. Jy weet al alles. Ek is net hier om te kom remind. You are carrying the power of salvation. You are carrying the power of salvation. Jy dra die krag van verlossing vir iemand wat verlore is. Iemand in jou eie lewe, miskien in jou lewe, moet daar verlossing nog kom. Jy's gered, maar nog nie verlos nie. Jou familie moet miskien verlos word. Jou gemeenskap moet miskien verlos word. Jou stad moet verlos word. Die region waar jy in bly, Hoogskaap, moet verlos word. Die land Suid-Afrika moet verlos word. Die kontinent Afrika moet verlos word. Die wêreld moet verlos word. Die 1040 window moet verlos word. Die evangelie moet die rigtings kan ingaan. Mense moet kan weet dat Christus red en verlos nog steeds die wat verlore is. Ek weet dis die boodskap wat julle wil hoor. But God said this is what I must give the church. He said this is what you must give the church, Dion. Die is die boodskap wat die Here gesê het ek moet vir julle gee. Weet, ek is besig om af te sluit, halleluja. Ek kry 2 weke terug, kry ek 'n droom. En die Here wys my, ek is hier by die kerk. En hier in die kerk is daar 'n groot boom, soos daar bome is, soos die bome hier agter in die jaar. En in die bome sien ek groot poppies, poppaai vrugte, poppos nee, prys die Here. Poppos, maar die poppos is so ryp, is oorryp. En een van die dierbares, ek vra vir hulle, kyk, kan ek een van die poppos kry? En die dierbare sê, ja, ek kan vir jou ene vat, van die poppos, wat die in die kerk se jaar groei. En ek worstel vir die 2 weke, Here, wat beteken die droom? Wat beteken die droom? Min weet ek, God gaan 'n divine moment skep of create, so that I can come and share this dream, or this vision, or this divine message to the church. En ek vra die Here vir die 2 weke, Here, wat beteken die droom? Die eerste ding wat die Heilige Gees aan my openbaar, hy sê, the times you are living in is radical times. Julle woon in radikale tye. Hy sê, daai poppos praat van die radikaalheid waar julle in is. Die radicalness van die gelowiges in die kerk, die radicalness van die jeug, die radicalness van ons wat die Here dien. We are radical. We are already ready. The world is radical outside, so we must take a radical message to the world who are not, hallelujah, saved yet, who have not received the grace and the mercy. Dit is wat hy purpose symboliseer. Hy sê dit praat van die radikaalheid. Dit praat van die willigheid. En die tweede een wat die Here sê, hulle is oorryp. Hy sê die believers in die kerk is oorryp. They cannot sit there anymore. There's nothing I can give them. They will just become comfortable. Hulle gaan in 'n gemaksone in. Because hulle pick and choose soos mielies en bone nou die boodskappe. Nee, daai is nie vir my nie, daai is vir my. Hy gehoor hoe preek hy gehoor wat sê hy. En dit is hoe ons pick and choose. Bishop was weer nie op sy gevaarlikste nie. Nou weet ek het Bishop nou 'n dier geraak nie. Prys die Here. Maar dit is hoe ons is. En nou kom die Here, nou sê die Here, julle is ready. You are ready for the Great Commission.
The power of salvation is already in your hands. You was been delivered already. But I want you to go out. Your character must be built. God wil jou karakter wil hy bou. Maar hy kan hom nie bou as hy in 'n comfort zone is nie. Die kerk het nie 'n challenge. Die four corners does not have a challenge for me. I've already said, I think I've said it here in front. God bestowed gracious opportunities to me. I was introduced to those who are in prison, to convicts. I've done convict ministry. I was in missionaries. I'm still carrying out the Great Commission. I'm still radical. I'm introduced in politics, in the industrial politics at work. So there I'm vocal too. So for me, a platform is not something that I'm uncomfortable. But I will never become comfortable when it comes to my salvation. Because every day I must be converted. Elke dag moet ek bekeer. Elke dag moet ek kyk of ek nog, halleluja, wat moet nog geskaaf word aan my. Ek kan nie kyk na my neighbor nie. Ek moet kyk na myself. En die Here sê, dit is wat hy droom beteken, Dion. Die radicalness van die believers in the church. The radicalness of the believers in the church. And they are overripe. Hulle is oorryp. Hulle kan nie meer verder nog gefeed word nie. Dit wat julle hulle nou feed, gaan hulle net hulle magte omkrap. Hulle kry gormag. En dan moet hulle bittergoed drink en bittergoed is nie lekker nie. En nou gee jy iemand bitternis hier van vooraf. En dan lyk dit hy persoon het nou hy boodskap spesiaal uitgesit vir hy persoon. But we don't do that. Ek doen nie dit nie. Die groot opdrag is op ons almal gelê. Jy moet sommer so werk soek. 'n Sportspeler, hy soek sommer so werk want hy wil hê sy naam moet gerecognize word. En dit is wat ons het iets groter as 'n sportspeler. Ons het die groot opdrag. Die groot opdrag wat met blydskap vervul is, wanneer jy sien een siel kom tot inkeer. Die Bybel sê daar is blydskap in die hemel. As die blydskap wanneer iemand gesond word nie. As die blydskap wanneer iemand uit die dood opgewek word nie, maar wanneer een siel tot inkeer kom, die Bybel sê, and then they are rejoicing in the heavenly places. I'm already finished. I'm finished, but I'm just gonna, hallelujah, leave a few things. I want you to ask yourself this morning, how is my stand with God? Hoe is my standplek met Christus? Dra ek die opdrag uit? As ek 'n partyker of as ek 'n spectator? Because it's only you that can ask yourself that question. I know God graciously is creating opportunities for those who seek Him. For those who seek Him, He creates opportunities. But don't become comfortable when the opportunities come. Be always cloaked with grace, with love, with peace, with the fruit of the Spirit. Because this does not belong to you. There will come a time where you must give this baton over to the next generation. Someone must receive it. Someone must get it. Someone must be converted. And if I am still sitting with all the wealth in me, that person will never hear the words. And you are going to be held accountable for what they have not heard. Maybe staying in your street. Maybe it's your neighbor. Maybe you are going outside the city to family members. And the Lord said, I want to do great and mighty things. I've given you all the talents. One have received one talent. Don't be like that one who go and bury it. The other one received two. And he said, let me rather go and advertise. Let me go into the marketplace. And go and do some business with that too. Maybe I will get some profit out of it. The other one received 5. And the Bible is very direct.
The Bible does not go in corners. He said talents. Certain scriptures or translations said gifts. You are sitting here with a gift. You are sitting here with a talent. Young people, the Lord said, I must tell you, the power of God is resting on you who are young. Because it is you that will overcome the evil one. You cannot become comfortable. En nou word jy gevang deur 'n okkelpyp. Nou word jy gevang deur stilpynpille. Nou word jy gevang deur seksualiteit. Nou word jy gevang deur drugs, deur alkohol en dit word 'n norme. En nou kom jy in die kerk, jy's babbelaars agter. En jy raak aan die slaap. Die Here sê die krag van die Here rus op julle terwyl jy jonk is. Die jong mense, die groot mense kan nie meer so ver gaan nie. But they are looking at us, middle-aged, young people, to take it further. To take it further. To take it deeper. To become stronger. To break new ground. To say, Lord, this is the day that you has made. God wants to do mighty exploits to you. And you know you will not do it for free. There is a blessing in it. Daar is 'n seën in dit wanneer jy dit doen. Ek kan praat van Dinas, ek het 'n vriend die saamgebring. Hy's 'n evangelist, hy's 'n pure breed evangelist. Ek dink hy preek seker nog beter as wat ek preek, oudie. As ek en hy daar is van my, preek hy beter, Melvin plaatjies. And you know, I know him from the times when he was at school. He was still a teenager. And he started preaching the gospel at school. And today God elevated him. He's sitting with managers. And he teaches them about their own structures in the workplace. And that is what God has in store for you. When you seek Him. When you draw closer to Him. And on this I want to make an altar call. I want to make an altar call. If you know you are still there and you are still comfortable, I want you to rush yourself to this front. I don't want you to look around. Maybe jy het gerus geraak in die groot opdrag. En nou is jy so maak dat jy nie dink jou gesin lê onder nie. Because jy sien nie die nodigheid om die opdrag uit te dra nie. Om vrede te gaan maak met families nie. Om in vrede te lewe met alle mense nie. Jy is hoogmoedig. Nee, sy worry nie met my nie. Ek gaan ook nie met haar worry nie. Dit is nie wat die woord sê nie. Die woord sê julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar bemin. Dit is my werk. Ek was comfortable om die boodskap te bring. But God said, it's all about His love. Dit is alles oor om liefde. En sometimes het die liefde kom kwyn, kom rustig, kom koel raak. Maar die Here sê, ek moet vir jou sê, Hy wil jou herstel. Ek wil 'n uitnodiging maak. Miskien sê jy ja en jy sê, Here, ek wil hê iemand moet vir my bid. Laat hy die vuur weer aan die brand steek. Wil ek hê jy moet kom. Ek gaan nie lank uitstrek nie, because ek is klaar. Miskien as jy die ene, die Here sê, ek is hier vir jou. It's you. It's your moment. Jy kan kom en nie kyk rond, kykie man. Because this is your moment. Dit is blessings wat dit inhou. Jy gaan jou eie blessings terughou. Because jy dink, nee, dinge se gaan my nou weer sien. Ek worry nie oor dinge se nie. Ek worry oor wat die Here van my af verwag. Ek worry nie oor wat die next een sê nie. It's about me and God and us two alone. I want to make that altar call. You can come. God want to restore. The Bible said it will only be goodness and mercy and grace. He said you must come. Jou posisie word vasgehou because jy is nie in die regte plek nie. En die Here sê jy moet kom. He said come. Young people come, don't be afraid. Don't think twice. The moment you think twice, then you're going to doubt for what God wants to do. Die Here sê, ek moet vir julle sê, moet kom. Ek is klaar, halleluja. Julle kan kom. Julle kan kom, die Here is hier. Praise die Here, halleluja. Ek wil hê die manne van die Here moet kom bid hierso vir die mense.
Kuraba Shendere Lende. Jesus. Hulle kom. Ek sien hulle kom. Ek sien hulle kom. Jesus. Koloraba Shende. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here, die gees van die Here, die gees van die Here is op my. Die gees van die Here, die gees van die Here, die gees van die Here is op my. Die gees van die Here, die gees van die Here. Die gees van die Here is op my. Die gees van die Here is op my. Om die blye boodskap te dra. Die gees van die Here is op my. Om die blye boodskap te dra. Goeiemôre, ek groet die bishop, die juffrou, visie, ouderlinge, diakens, elke broer en suster in die onveranderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Announcement vir die wees lees as volg. Kelvin 1 kom Dinsdag aand om 6:30 by ons suster Gaino en broer Petrus se woning, number 89 Cobus Road. Almal word gevra om teenwoordig te wees asseblief. Kelvin 2 Dinsdag aan by ons suster Celestine om 7:00. Agawapa kom Dinsdag aan by die Grindeling woning by mekaar, number 19 4th Avenue, Craddock Place. Salt Lake en Barcelona kom Dinsdag aan by ons suster Sarah se woning by mekaar, 106 Harrington Straat. Acadia kom Dinsdag aan by ons Deacon Botha se woning by mekaar. Bloemendal en Fernwood Park kom by suster Sandra Hendricks by mekaar om 7:00. Kleinskool kom vanmiddag om 3:00 by ons diaken Beverly se woning by mekaar. Doop was 'n paus om vanmiddag plaas te vind, maar dit gaan komende Sondag plaasvind, nee. Maar die doopklasse gaan Woensdag aan plaasvind by die kerk om 7:00. As jy besluit het om te doop, kom in kontak
met die wijksouderling of die jaarkind asseblief. Baie dankie. Department leaders komende Saterdag om 10 uur ontmoet julle met julle komitee hier by die kerk vir die workshop en dan sal die introduction die Sondag plaasvind wat die 22ste is, nee. Evangelism doen hospitaalbesoek op die 29ste Maart. Lunch-in gaan nog steeds voort op die 29ste Maart. Die inligting het julle gekry in die wijks, in die verskillende wijke. As julle nie in die wijke is nie, julle moet asseblief kom na die lunch-in wat na diens gaan plaasvind en as julle enige donasie wil gee towards die lunch-in, kom in kontak met ons visie, ouderling Mashaka of met myself, nee. Easter Conference word aangebied deur Love Divine die 23ste, die 3de tot die 5de April by St. Thomas Auditorium. Die koste is R300 per persoon. Julle moet julle se name asseblief by die ouderling in die wijk ingee of by ons visie ouderling Adam. As u na die conference gaan, net vir die sangaand, dit sal R50 wees. Maar die sangaand is van die Vrydag tot die Sondag, dis waarom u die R300 moet betaal, nee? Ons het diens die by Macedonia die Vrydagoggend om 9 uur, ons skakel dan die middag 3 uur by St. Thomas aan, en onthou die Sondagoggend opstanding sal ons uit by Macedonia geen diens het nie, ons almal sluit aan by St. Thomas Auditorium. Baie dankie. Daar word gevra as u belangstel in die dans en die koor, moet u asseblief met Suster Marina in verbinding tree, because dit gaan 'n gesamentlike opening wees vir al die Full Gospel kerke, nee? Gebedsversoek word graag verlang vir Bishop en Juffrou wat nie so wel is nie, ouderling Lewak wat baie siek is by die huis, Suster Wendy wat ook siek is, en ons se brother Lawrence wat in 4A lê. Baie dankie, mag die Here u seën, hè? Amen. Amen, dierbares, ons kan staan. Het ons die diens geniet. Prys die Here. Ek is uit my sokkies gebless. En ek kan vir die Here sê, dankie. Al die eer kom die Here toe. Ons sluit ons oë. Ons dierbare hemelse Vader, Vader van genade. Here, terwyl ons op die 15de dag staan van die 3de maand, kom ons dan vanmiddag om vir die Here te sê dankie. Dankie Here vir 'n genadekans. Dankie Here Jesus, ons vanmôre kon sit en staan met Vader onder die salwing van die Heilige Gees. Dankie Here vir die woord, my God, wat vanmôre duidelik aan ons harte bedien was. Ek weet Here, want ons hierdie week deurgaan, Vader, ons herkou aan hierdie woord. Here, kan ons dit uitroep en sê, ja Here, dit was vir my. Dit was 'n seën, my God, Here. Here, terwyl ons dan nou, my God, besig is, Vader, om klaar te maak, om uit mekaar te gaan, wil ek bid en smeek dat U die Here saam met ons sal gaan, Vader, en selfs hulle name, Here, wat genoem was, wat in krankheid en siekte bevang is, Vader, wil ek bid en smeek, my God, vir elke gebed wat uitgaan, dat genesing sal plaasvind in die naam van Jesus. Gaan dan nou met ons, Here, wat gaan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Ons ontvang die seën van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met ons rus en bly, tot wanneer die Here weer aan ons sal verskyn, ons almal wat glo sê, amen.